Die Here kom nou self direk aan die woord in hierdie ontmoeting met hom, uit sy woord. Kom ons lees saam baie bekende gedeeltes, Matteus hoofstuk 6. Ons gaan lees van vers 5 af. In Matteus 5 het ons die baie bekende bergrede van ons Here Jesus Christus, as het ware sy intreepreek op hierdie aarde, wat elke keer begin met geseënd, geseënd, geseënd. En dan gaan ons oor na hoofstuk 6 toe, waar Christus ook die groot saak in die koninkryk hanteer, die gebed. Vers 5, van vers 5 af. Verder, as julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid, sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy bid, ga na jou binnekamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie. Want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van hom vra. So moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En vergeef ons oortredinge soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. As julle dan ander mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredinge vergewe nie. As julle vas, moet julle nie soos die skynheiliges met lang gesigte rondloop nie. Hulle mismaak hulle gesigte sodat die mense kan sien dat hulle vas. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy vas, versorg jou hare en was jou gesig, sodat niemand kan sien dat jy vas nie, behalwe jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Moenie vir julle skatte op die aarde bymekaar maak waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog goed is, sal jou hele liggaam lig hê. Maar as jou oog sleg is, sal jou hele liggaam sonder lig wees. As die lig in jou donker is, hoe donker moet dit dan nie wees nie? Ons teksvers vir vanaand, derde Sondag in 'n nuwe jaar, is net hierdie enkele sinnetjie uit die gebed wat ons Here ons geleer het, ons Here Jesus ons geleer het. Dis hierdie woorde: laat u koninkryk kom. En so het Kersfees gekom, saam met ons koning in die krib. En so het nuwe jaar gekom, saam met ons koning. En so het baie van ons reeds begin werk, of hierdie week wel, nie sonder ons koning nie. En Woensdag begin die skool, vir ons kinders en vir ons ouers, ook nie
sonder u koning nie. Dit klink eienaardig nie waar nie? Koning. Ons is op hoogte met baie lande wat konings het. Nederland word regeer deur 'n koning of koningin. Engeland het 'n koning. In ons land het die Zulus 'n koning. Anders presidente. Maar God se koninkryk verskil van aardse koninkryke. Totaal. God se koninkryk is ook hierdie aarde. Asof God sê, ek is koning, want ek het reeds van die skepping af 'n koninkryk. En ek sal die koninkryk ook verdedig en uitbou met my kinders. Koning en koninkryk. En so kom ons by ons teks. Laat u koninkryk kom. Ek gee die volgende kernsinne as agtergrond, breër agtergrond van ons teks. U koninkryk kom. Kom ons gaan kyk 'n bietjie na hierdie gebed. Ons lees hierdie gebed meer kere en ons bid hierdie gebed ons Vader gereeld. Kom ons tel 'n bietjie hierdie gebed. Begin daarbo. 3. Laat u naam geheilig word. U koninkryk kom. U wil geskied. Dan is hy by wyse van spreek met ons op die aarde besig. 3. Gee ons vandag daaglikse brood. Lei ons nie in versoeking. Verlos ons van die bose. Bo, aarde, terug. Want aan u behoort die koninkryk, krag, heerlikheid. En as tweede trap by wyse van spreek nou na hierdie aarde, lê die Here in ons mond hierdie gebed. Laat u koninkryk kom. Veral die eerste woordjie in Afrikaans. Laat u koninkryk kom. Miskien ook net dit, die uitdrukking koninkryk, koninkryk van God, kom meermale in die Nuwe Testament voor. Johannes die Doper het gepreek, bekeer julle want die koninkryk het naby gekom. Christus self gebruik 'n gelykenis, die gelykenis van die saaier. Soos die koninkryk, soos saaier wat saai. Daar's 3 dinge wat ons moet dus vashou. Ook. Koninkryk sê daar's 'n koning. Daar's onderdane. Daar's 'n gebied waaroor hy regeer. En nou het ek klaar gebid, laat u naam geheilig word. En nou bid ek vandag, laat u koninkryk tog kom. Ek bid, Here, dat u volle koninklike heerlikheid gesien en erken sal word.
dwars deur u skepping. Kom tog, Here, openbaar u self as koning van hemel en aarde, dit wat u werklik is. Die koninkryk. Dis nie net hierdie plek of daardie plek nie. Nee, dis veel meer as dit. Nie net hierdie plek nie. Koninkryk beteken God het met sy hele skepping te doen. En die hele skepping het hy sy koninkryk gevestig. Toe het God die mens laat regeer oor hierdie koninkryk. Almal, ook engele, het gewillig gebuig voor hom. God regeer, onderhou, beveel, bestuur. Die skepping van die begin af. Kom ons hou vas. Die koninkryk was daar. Reg uit die begin. Hy was daar. En toe het 'n engel in opstand gekom teen God. En is uit die hemel verban. En dit het die groot wêreld snik geword. Koninkryk. Ek moes gaan. Ook Adam, ook Eva. 'n oop paradys, koninkryk, word 'n toehek buite. Nie hier binne nie. En daardie een wat as het ware uitgestap het, annexeer die mens. Hy laat die mens voor hom buig. Maak geen fout nie. God is en bly koning vir ewig en van ewigheid af. Hy bly dit. Maar die mens het gesê, ek wil nie die koninkryk nie. Ek wil God nie meer as dien as koning nie. Hy sy deel ontsê, weggeneem. Iets van die koninkryk het oorgegaan in die harde heerskappy van Satan, gevalle engel en sy ryk. Satan word die teenkoning. Party gebruik die uitdrukking anti-koning. Teen. Maar dit beteken, dit lê dieper die betekenis. Dis nie net teen nie. Dit is, ek wil in u plek koning wees. Teekoning is, ek wil die koning wees. Nee, dis nie vir u nie. Ons ewige koning se posisie is nie aangetast nie. Glad nie. Dis ons wat onsself verkoop het. God bly in sy koninklike heerlikheid. Die wêreld erken hom nie meer nie. Ons het God se majesteit geskend. Eina. Verstaan u iets van hierdie gebed? Ook vir hierdie jaar? Laat u koninkryk kom. Herstel weer u koninklike majesteit. Herstel dit weer. Laat alles weer word soos in die begin, soos voor die val. Maak ons weer gehoorsame onderdane voor u die koning. Verlos ons uit die mag van die teekoning.
laat u koninkryk kom. En nou bly een van die wonders van die woord van God, dat hy stap vir stap reeds van die ou paradys af besig is om maatreëls in werking te bring om sy koninkryk weer te laat kom. Ek sal vyandskap stel. Eerste, Johannes die Doper wat preek, bekeer julle want die koninkryk van God het naby gekom. Jesus Christus wat self sê, die koninkryk van God is naby. Ek is by julle. En so het sy disippels hom dit gevra. Here, wanneer? En die Here gee geen datum nie. Hy gee opdrag. So moet julle bid. Laat die koninkryk kom. En weet u gemeente, hulle is die eerstes wat dit beleef het. Die koninkryk het gekom. Die koning kom in 'n krib. Ja. Die koning hang aan die kruis. Die koning breek die kettinge van die graf en stap uit en vaar op na die hemel. Opgestaan, oorwin. Dit was maar enkele jare. Toe kon hulle sien, die disippels, hier is die koninkryk van God. Hier is hy. Hy het Satan oorwin. Hy gaan in en deur en uit die dood uit. Hy vaar op. En dan die oervraag in ons harte. Ja, dis verlede tyd, het gekom. Maar moet ek dit nog bid? Laat die koninkryk kom. Na meer as 2000 jaar. Laat die koninkryk kom. Maar die duiwel is los in hierdie wêreld. Die duiwel sorg daarvoor dat mense lewendig afgeslag word. Dat honderde mense doodgemaak word wat u naam bely en u koninkryk bely. Dat sendelinge verdwyn. Koninkrykswerkers. Hoe kan ek dan bid? Laat u koninkryk kom. Dit lyk hier soms na die koninkryk van die Satan. Wat van dood? Wat van sterwe? Wat van verslaafde mense? Is dit soos die koninkryk lyk? Wat van egskeidings? Wat van kinders wat misbruik word? Sal dit weggaan as ek bid, laat u koninkryk kom? Waar is die koning? As sy woord mense skynbaar nie boei en hulle laat verander nie. Ja, al regeer Christus, al het hy opgestaan, op hierdie aarde is daar nog spanning tussen volke, tussen mense. Hy het reeds oorwin, wonderlik. Maar die aarde roep uit, Eina. Kyk wat gebeur hierso. Satan is nog hier.
So moet ons kyk daarna. Satan is nog steeds hier en moet nooit ontken dat daar so iemand is nie. Ek dink hy raak al wreder. Hy is hier. Maar hy is soos 'n giftige slang wat reg voor jou kom staan. Hy is lam geslaan in sy rug deur die koning, die oorwinnaar aan die kruis. Hy het nie meer alle mag nie, maar as jy binne sy terrein kom, dan pik hy jou. En hy spuit sy gif in jou liggaam in. Reeds oorwin. Die finale moet nog kom. Verstaan u? Die gebed. Laat die koninkryk kom. Finaal. Laat alles dan finaal wees. Die finale oorwinning. Ons sug diep in ons hart. As die Satan wat ook is soos 'n hond aan 'n ketting. Hy word vasgehou. Hy het nie alle mag nie. Maar waar jy naby aan hom kom, byt hy jou. En jy word siek. Ek het al by 'n vorige geleentheid die beeld gebruik, Boland se beeld, van die lente en die somer wat teen mekaar lê. Somer of lente is reeds in beginsel. Somer. Vanaf 1 September by wyse van spreek, lente. Dis die kern van somer. Maar vanaf 1 September kom daar nog koue reënbuie in die Kaap, soms haal. Dit skuif terug winter toe weer. Reeds, maar nog nie finaal nie. Laat u koninkryk kom. Finaal. Ons verlang daarna. Net 'n enkele sin. Ek wil graag vir ons kinders en ons jong mense hierdie deel ook gee. Kinders, jong mense, het 'n besondere plek in die koninkryk van Christus. Gaan lees gerus vanaand Markus 10. Die disippels daar rondom die Here Jesus. Kinders word gebring en nou keer hulle. Die disippels, moenie lastig wees nie. En nou sê die Here Jesus, moenie in hulle pad staan nie. Die koninkryk van die hemel behoort aan hulle. Kinders, klein, groot, alles saamgevat. Noem dit dan hierdie jaar se hartsgebed. Laat die koninkryk kom. Finaal. Ek dank u dat u koning is. Ek dank u dat u herder is. Kom ons dink oomblikke na oor die praktiese toepassing in ons lewe. Ons dank u, Here, vir hierdie koninkrykswoord. Gee ons genade om te leef vanuit hierdie woord. Dat die koninkryk finaal op pad is en finaal sal kom.
Al bring dit vir ons dalk by tye vrae en beproewing. Laat ons lewe 'n lewe wees as burgers van en in u koninkryk. Ook hierdie week. Ook elke dag. Amen.